Wat hy aan ons as die volk wil verdien. Kom ons staan die baras. Dan gee ons die man van die Here prys. Holy is our God. Holy, holy is our God. We bow with the angels. We say, holy, holy is our holy, holy, holy is our God. Holy, Net die wat kan staan, holy staan op jou voete en bid die Here. is our Halleluja. We bow Dankie, Here. with Ons the prys. Ons eer U, Here. angels. We say, holy, holy is our God. Holy, holy, holy is our God. Holy, holy is our God. We bow with the angels. We say, holy, holy is our God. We bow with the angels. We say, holy, holy is our God. We bow with the angels. We say, holy, holy is our God. We bow with the angels. We say, holy, holy is our God. Yes, hallelujah. Jesus, Ons gee die Here prys. Ons gee die Here prys. Die kerk van die Here gee God 'n prys. Hy is die Here vanoggend. Oh, Jesus. Maranatha, hy kom weer. Hy is wat hy is. Hy bevestig dit. Hy verklaar dit. Hy sê ek is wat ek is. Wat U gestuur het. Nou gee hom prys. Net vir wat hy is. Want hy is wat hy is. Hy is nie 'n mens nie, hy is die Here die oppermagtig. Oh, Jesus. Hallelujah. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hier's 'n Hallelujah. salwing in die huis vanoggend. Hallelujah. Hier's 'n salwing in die huis. Hallelujah. Die Here is aan die plek. Hallelujah. Die heerlikheid is hier. Oh, Thank you, die Jesus. krag is hier Father, we vanoggend. bless
bless your holy name. Ek gewaar iets in die atmosfeer. Jesus. Is iets wat ryk Here, is. ons aanbid U. Daarom kan ek nie sit Ons nie. eer U. Ek wil net die Here loof. Omdat hy is wat hy is, Here. Hallelujah. Ek wil net vir hom prys. Hy is die waarmaker van sy woord. Hy is die lalie van die talerou. Ja, Here. Hy is Immanuel. Man, Here wat beteken God. met ons. Hy is aan hier. Here, Hy ons is met ons. Hy is aan die plek. Hy beweeg saam met ons. Jesus. Hy is oral. Jesus. Hy is Yeshatai. Dankie. Jehovah Jireh. Yes, Lord. Jehovah Rabboni. Yes, Lord. Jehovah Elkaboy. Yes, Lord. Jehovah Eloi. Jesus. Jehovah Maccabis. Jehovah Jireh. Yes, Lord. Shalom. Wow, Seer. Here, ons aanbid. Wow. Ons kom met die aanbid. Ons kom met die volheid. Ons kom met die Heer. Die duivel. All the Hy is praise. bezig. Die Here is hier om sy werke Jesus. te verbreek. Die Here. Father, we bless you. Dis sal nie die plek. My God. Father, Gee we God worship op. you. Magtig. Here, ons aanbid Eendrachtig. u. Ons loof u, Here. Wat die eendrachtigheid. Wat die eenheid is. Here is krag. Jesus. Here, dankie. Oh my God. Hou net so Hofman. Dankie, Here. Ek voel die Here in die place. Jesus, hallelujah. Is niks anders. Mag die salwing. Is niks anders. Mag die teenwoordigheid. Is niks anders. Mag die krag. Is niks anders. Das power in die atmosfeer. Hy breek magter. Hy breek Satan se krag. Hy breek magte. Hy laat die duivel uitvlug. Hy breek die manne sy aanval. That's a power. Here weet die power. Die krag van die Here. Is in die plek. Here weet. Lei aan die atmosfeer. Jy moet die atmosfeer aantap. Jy moet net bly in die atmosfeer. Want dit is die atmosfeer van die Here. Here weet. Jesus. Glory. Die Bybel sê is nie die mag nie. Here is nie die krag. Is die Heilige Gees van die Here. Dankie, Here. Jesus. Hallelujah. My God. Dankie, Here. Oh. Laat my net toe om te groet. Laat my net toe om te groet vanoggend. Groet ek vanoggend, Here. Die manne van die Here. Die engele van die huis. Prys die naam van die Here. Pastor Hilton en Juffrou Maakie. Julle is hartlik vanoggend in die woord van die naam van Jesus Christus. Halleluja. Ek begroet vanmôre Pastor Os. Halleluja. En Juffrou Os vanoggend. Met die oor binne die naam van Jesus Christus. Al die ouderlinge, die jakens, evangelistes, die manne en die vrouens van die Here, die biddende moeders, die juffrous, al die juffrous is vergroet vanoggend. Aan die woord van die naam van Jesus Christus, halleluja. Ek wil vanoggend besonders my skoonpa groet. Aan die woord van die naam van Jesus Christus. Geef vir my prys. Geef die Here prys. Oh, die Here is. Hy is getrou. Hy is groot.
Magtig is in die huis. Halleluja. Die kinders van die Here is gegroet. Die oggend in die oorwinning naam van Jesus Christus. Die Here is in die plek. Dankie Here, halleluja. Dis 'n nuwe dag. 'n nuwe ding. 'n nuwe rigting. Iets wat nuut is. Wat die Here dat doen aan die mense se lewe. Kom ons bly gou saam die waardes. Want gevat die tyd loop. Gaan nie vir my wag nie. Kom ons bly so in Haggai 2. Die boeke van Haggai. The book of Haggai. Haggai chapter 2. Ons lees vanaf die 1 tot die 9de vers. Haggai 2. Prys die naam van die Here. Halleluja. Nou Haggai skryf hierdie verhaal vanoggend. Hy sê op die 21ste van die 7de maand. Nou hierdie maand was die 17de van die Oktober maand. Volgens ons die almanak van die boodskap prys die naam van die Here, halleluja, was vir die Judes van die Here geskryf. Hy sê in die tweede regeringsjaar van die koning Darius het die woord van die Here via die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Serubabel, seun van Shealtiel, die gouverneur van Juda, en die hoërpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk dat een vir julle? Lyk het nie na niks in vergelyking met die vorige een. Maar nou Serubabel skep moed, sê die Here, en Joshua seun van Josadak, hoërpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk. My belofte wat ek met die uittog uit Egypte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. So die Here die Almagtig, nog een keer binnekort sal ek die hemel en die aarde, die see en die land laat bewe. Dan sal ek al die nasie laat wakker skrik. En hulle sal met hulle skat kom. En so sal ek hierdie huis met rykdom vul. Die huis met rykdom vul.
sê die Here, die Almagtig. Aan my behoort die silwer, aan my en al die goud, sê die Here die Almagtig. Die roem van hierdie tempel sal in die toekoms groot wees as in die verlede, sê die Here die Almagtig. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtig. Net tot sover. Kom ons gee die Here prys vir sy geliefde woord. Jesus. Die Here sê hierdie huis sal ek met rykdom vul. Ek wil praat vanoggend oor die onderwerp. The glory of the new beginning. Die heerlikheid van 'n nuwe begin. Pas ons die heerlikheid van 'n nuwe begin. Die woord glory, die Griekse woord is doxa, maar Hebreëse woord praat van kabot. Ikabot praat van die heerlikheid is weg. Maar kabot praat van present glory. Die heerlikheid van die Here wat groot is. Wanneer die heerlikheid sak, kan die predik kan nie preek nie. Kan die pastoor nie preek nie. Kan niemand nie sing nie. Want die Here is sy heerlikheid. Rus aan die plek. En wanneer die Here rus aan sy heerlikheid, wanneer die volheid dat van God kom en vul die huis dat van die Here. Here, ons buig op die brand, ons lê laar op die grond, dat van die Here en sy glorie. Oh, Jesus. Het gekom. Dis die heerlikheid dat van die Here. Prys die naam van die Here. No, die nuwe. Die heerlikheid van die nuwe begin. Dat praat van 'n nuwe begin. Ek wil iets nie dat begin het. Maar die ander woord, sonder die heerlikheid, ek kan niks doen nie. Daarom moet die Here vir Haggai stuur uit die verland af, want die volk van die Here sit agter toe deur.
is vasgeboeier, want hulle bang geword. Is nou die 16 jaar wat die gebou stil gestaan. Here weet, maar God moet iemand uitstuur wat die profeet van die Here om te sê, tyd het aangebreek om uit te kom. Dat wat jy beplan, dat moet aan die openbaring kom, moet gesien word. Want die wat jou veg, is nou die ou nuus. Die Here weet, die wat jou beveg, ek vernietig hulle krag. Die Here moet iets net doen, dat sodat jy, Here, jou hoogte, jou level, jou victory, jou oorwinning, toe Sanballat het gekom en sê, as die jakkal hier kom, hy sal met die muur afstoot en die muur val. Toe Zerubbabel hoor van die, toe sit hy agter toe deur, toe sy bang geword. Maar God berei 'n profeet wat met sy woord om uitkom. Om te sê, sy tyd is 'n seisoen. 'n Seisoen wat jy moet nou uitkom. Prys die naam van die Here. En toe hy spreek, hy sê begin bou. Hy sê begin bou. Begin bou. Van God het geregeer. Van God geregeer. As bring die duiwel weg. Van sy tyd het verby. Die grondgebied is nou God se grondgebied. Hy het te veel geregeer. Hy het te veel geëis. Maar die Here kom. Wanneer hy kom om wraak te neem. Hy kom om vat te hou van sy behoor. Hy kom, wanneer hy kom. Wanneer die heerlikheid van God rus. Here weet, dat rus oor sy huis, oor sy kinders, oor sy kudder. Prys die naam van die Here. Ek weet hoeveel mense wat moeg aangekom, maar ek gevaar is die heerlikheid van die Here, wat jou die krag gee. En wanneer die heerlikheid jou rus kom, as jy met my God, en loop ek 'n bande storm, en met my God, as spring ek 'n hoër mure. Oh, wat die heerlikheid het hier gekom. Die Here met sy volheid, die Here met sy krag. Oh, Jesus. Ek weet nie met wie praat ek vanoggend, maar ek voel om te preek vanoggend. Ek wil hom te vertel vanoggend. Here, man, nie bang wees nie. Hy is die ou nuus. Man, nie bekommer wees nie. Die nuwe werke kom. Die posisie kom. Here weet. Daarom sê vir Jesaja, man, jy verleer bewel nie. Man, jy voer dankie. Die Here gaan 'n nuwe ding doen. God gaan 'n nuwe ding doen. Die heerlikheid van die Heer
van die nuwe begin. Kom ons sit die waars. Here wie. Jesus. Nou, die Here sê, hy gaan die huis met rykdom vul. Ek wil iemand vanoggend praat met iemand wat wil van voor af begin. Die ou tempel was gebou deur Solomon. Wanneer die volk gesonder het die Here hulle oorhandig aan die vyand. Die ou tempel was afgebreek. Wanneer die Here begin iets doen, breek hy en ou ding aan vir die nuwe ding. Die nuwe ding kan nie bestaan nie solang as die ou ding bestaan. So. Wanneer die heerlikheid van die Here wat praat van 'n nuwe ding oor jou kom, moenie wil die ou ding herhaal nie. Van die Here gee vir jou 'n nuwe platform om te staan. Wanneer die ou ding afbreek, wat symboliseer die ou lewe en die ou wet, dat van Moses. Hy bring het af, dat sodat die nuwe ding wat God besig agter die grond wat onsigbaar is, dat om voor te kom, dat sodat dat moet sigbaar wees. Nou aan die ou ding se tempel, dat die heerlikheid en van die Here was sigbaar, wat praat van, wat genoem word, is 'n kine glorie van die Here, wat gesak oor die huis, dat van die Here, waarvan die kinders van die Here, wanneer hierdie glorie van God sak, dat weet hulle, dat is die Here nie. No. Solomon, wat die ryk, die wyse man van die Here is. Dat voel hy, nadat die Here van hom opgelig, voel hy man toch, hierdie heerlikheid, ons moes man myne, toe raak hy nog, verlei hy die kinders van die Here. Maar die Here sê, ek deel nie my eer met niemand anders as nie. No. Die
ou ding gaan verby. En die Here sê, hierdie nuwe heerlikheid, hierdie nuwe ding, wat die Here dit gaan doen, in die nuwe tempel. Onthou, hierdie tempel was baie klein, was nie groot, soos die Solomon se tempel. Baie eenvoudig. En die woord sê, toe hulle die nuwe tempel oprig en bou, toe heil die ou volk van die tempel, van die struktuur van die nuwe tempel. Is nie soos die ou tempel nie. Iets anders. Hulle wil nie dat die verlede uitkom. Nou, daarom het die Here moes dien, 'n nuwe ding aan te bring, 'n nuwe tempel. Maar wat interessant is, sê die Here, hy sê, hierdie huis, ek gaan die huis vul met die rykdom. Wat beteken? Die huis van Solomon en die huis van Zerubbabel is verskil tussen die twee huis. Hulle het gesien die glorie van die Here en sak tot op 'n sekere tyd. Maar die huis is 'n huis van die heerlikheid van God aanstap. En die huis gaan lewe nie dieselfde wees nie. Daar gaan 'n nuwe ding gebeur. Mense wat lankal is gepaard, dat hulle gaan voort uitbring. Dat wat die Here, halleluja, in die jaar is, dat hy gaan uitkom. Want die nuwe huis sal gevul word met die rykdom. Wanneer hy praat met rykdom, hy praat van Jesus. Wanneer Jesus aankom, die lewe nooit dieselfde sal wees. Dat is die rykdom van die Here, van die seën van die mense. Wat hy het gekom, hy sê, ek is die weg, die waarheid, ek is die lewe, in die naam van die Here. Hy sê, ek is die lalie, dat van die taler, hy die blinkbare sterk, hy is Jesus, Messias, die koning van alle koning, die blinkbare sterke, hy is wat hy is, hy is die brood van die lewe, hy is wat hy is. Here, ek praat, dat van die nuwe ding, van sy lewe, dat mens verander, hy is Jesus, wat gestuur is, wat verskil maak, rond die aarde. Die heerlikheid, dat van die Here, dat gaan lewens verander. Met die ander woord, wanneer hy kom ek breek, dat jou bind mag wat jou, dat die jare gebind, die gewone van die tradisie, dat word afgebreek. Die woorde toe hy aanstap, aan die huis van die Here, toe vind hy alles bezig, om besigheid aan te maak, aan die huis van die Here, aan die nuwe huis,
die nuwe tempel van God, toe dryf hy almal uit. Hy sê, hierdie huis sal 'n huis van 'n gebed wees. Dat hierdie huis sal nooit weer dieselfde van die Here. Het hierdie huis aangekom. Ek wil praat met hulle, Here, wat sê, ek soek die nuwe heerlikheid. Dat praat van 'n nuwe rigting. Ek soek 'n nuwe heerlikheid. Van wat nuwe uitkoms. Ek praat van nuwe heerlikheid. Wat maak die deure oop? Ek praat van nuwe heerlikheid. Wat deur oopsluit. Die heerlikheid wat van die Here. Dit maak jou ryk. Dis rykdom. Daarom prys die naam van die Here. Wanneer jy die Here in jou lewe, wat die symbool van die nuwe, die heerlikheid van God, kan jy nie dieselfde mense wees. Moet daar verandering, moet daar verskil wees, moet daar iets wees, 'n nuwe ding wees. Want wat ek nou het, ek het baie begeerd, maar nou iemand gekom, wat ek nou het, oor my lewe openbaar. Ek het gegaan na die torenmag toe. Ek het gegaan na die sangomas toe. Hulle kon niks maak nie. Maar toe hy uitkom, toe vat hy my aan die volborgenheid, aan die dieptes. Toe vat hy my aan die diep water toe. Toe wys hy my wat ek jare begeerd. Ek was verloor, maar nou is ek vind. Ek was niemand, maar nou is ek iemand. Want die heerlikheid van die Here het 'n nuwe deur oopmaak. Het hy ketting kom breek. Bietjie. Hoekom is hy geseën? Hoekom het hy geseën? En daar's soveel jaloesie en afguns en al hierdie negatief ding. Weet jy hoekom? Om nie is wat die waarheid het gekom. Wanneer die waarheid dat ken in jou lewe is. Want ek kan nie die waarheid as dan nie die gees van die Here wat die binne in jou is altyd 'n mens wat jou voor jou vooruitgang. En wanneer jy iets kom met iets, 'n nuwe ding, is iemand oor jou lewe wat praat. Omdat u het teruggegaan en by die Here gelê vir die heerlikheid van die nuwe begin. Wanneer die nuwe begin in jou aanskop, skop dit dat my nuwe wysheid, skop het met iets wat niet is, skop het
Halleluja. Dat omdat die Here wil dat jy moet wag dat gaan bereik is. Genoeg is dat jy te veel gehardloop met die voetgangers wat jou spoed verdrag. Maar nou toe Israel jou kom, dat toe breek die heerlijkheid, dat die spoed wat by jou verdrag is. Nou het jy die spoed om te hardloop. Daarom kan jy nou bijhou met die wat saam met jou hardloop. Dat van jy wat die Here gaan ontvang. Maar niet los wees oor iemand wat opoffer dat om hier te lê, dat voor die Here, voor die nieuwe ding. Want wanneer die Here kom met sy volheid oor jou huis kan maar wat ook al is, red die Here jou huis, en maak die Here jou krompaaie, en maak die Here hom gelyk. Daarom kan jy byhou. Van die Here is in hierdie plek. Ek wil praat vanoggend met iemand wat bang is en bang geword, wat agter doodeur dat gestaan. Iemand wat sê, Here, waarom kry ek nou nie my deurbraak? As soms jy kry jy nie jou deurbraak, want jy deel te veel met die wat nie onderstel om te hoor dat wat die Here jou het, maar jy het te veel uitgedeel en die geheime het tot die openbaring gekom. Maar die Here wil jou help vanoggend, sodat jy nou kan die geheim dra. Daar's baie van ons van die geheim kan dra nie. Jy weet nie om die geheim dra nie. Want jy vertel allemaal wat jy. Daarom is jou deur so toe by jou werk. Jy kan nie dan nie 'n werk kry nie. Want jy deel te veel met hulle wat nie onderstel om te hoor nie. Die Here sê, dat is 'n ou nuus. Jy moet af. Dat verbreek word. Dat moet uit die pad uitkom. En wanneer dat uit die pad uitkom, die Here kan jou toerus. Zodat jy kan jy staan daar bly. Zodat wanneer jy staan daar bly, waar die Here weet, as jou wortel aan die grond aan dat geanker is, weet jy hoe om dinge van die Here te hanteer. Baie keer van ons weet nie dat hoe om die dinge van die Here te hanteer nie. Prys die naam van die Here. Daarom kan die Here dinge nie doen wat hy wil doen. Prys die naam van die Here. Want dat is te veel wat in ons pad is. Maar ek wil praat vanoggend met iemand wat sê, Here, laat dat sak oor my. Ek praat van 'n nuwe wind. 'n nuwe wind van die Here wat oor jou vaai. Wanneer die wind oor jou vaai, voel jy iets anders wat jy nooit gevoel. Toe jy aankom, toe voel jy iets anders. Maar wanneer die wind oor jou vaai, toe word dit beter.
en beter en beter en beter en beter en beter en beter. Want is 'n wil wat die Here wat jou. Prys die naam van die Here. Jesus. Is daar iemand vanoggend? Is daar iemand hier vanoggend? Wat sê Here, ek wil dit ervaar. Die heerlikheid. Die Here in my lewe het. Vul my. Vul my. Maak my heeltemal heilig vanoggend. As daar iemand vanoggend wat sê Here vanmôre, ek kan nie met die ding wat ek mee deel nie, maar ek wil voorkom na die wat hier sit. Steek maar net jou hand op vanoggend. Want die Here wil iets doen vanoggend in jou lewe. Daar's een hand. Daar's nou die tweede hand. Daar's die derde, daar's die vierde hand. Daar's vyfde, daar's die sesde hand. Prys die naam van die Here. God gaan jou huis met die nuwe glorie vul. Sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Is daar iemand vanoggend? Ons wil saam met jou bid. Prys die naam van die Here. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Is daar ook iemand wat sê, Here, ek wil my hart vir die Here gee. Is vry. Halleluja. Terwyl ons kry die lied agter die grond. Sag. Geniet ons die teenwoordigheid van die Here. Van die Here. Hy is aan hierdie plek. Die Here is aan hierdie plek. Jy moet vanoggend laat toe dat die Here die ou dinge, die ou ding van jou weg, sodat hy dat die vanoggend nuwe ding en nuwe ding oor jou. Die Here vanoggend U breek mag. U breek vyand. Maak die deure oop. Deur van 'n nuwe ding. Nuwe gesond. Deur van genesing. Deur van 'n deurbraak. Deur, Here. Oh, Jesus. Deur, Here van die wagtes. Oh, wat is saam met jou, Here, bid. Maar die Here deur openbaar. Here in jou lewe. Heerlikheid van 'n nuwe ding. Ek sien 'n nuwe ding aan jou pad. Die glorie van die Here was in die plek. Here is hier. Jesus. Oh, Here san bati. Os, Here fire. Breek. Jesus. Die Here gee jou 'n nuwe salwing, 'n nuwe deurbraak. Hey. Oh, Jesus. Jesus. Dankie, Here, is hy. Dankie vir die krag, vir die teenwoordigheid. Dat van u vanoggend. Ons sal bid hier vanoggend.
van die se God. Waar maak Maar hom van net die 'n God? ware vriend. Jesus. Aan my Oh, dankie, Here. donker Jesus. Dankie, Here. van my Jesus, maar net 'n ware vriend. Aan my donker van my Jesus, maar net 'n ware vriend. Aan my donker van my Jesus, maar net 'n ware vriend. Aan my donker want as Jesus jou lof verander, sal jy wees soos een waterroos. Saai maar met trane, my met blydskap, want jou God is nog steeds op die troon. Want as Jesus jou lot verander, sal jy wees soos een waterroos. Saai maar met trane, my met blydskap, want jou God is nog steeds op die troon. Want as Jesus jou lot verander, sal jy wees soos een waterroos. Saai maar met trane, my met blydskap, want jou God is nog steeds op die troon. Want as Jesus jou lot verander, sal jy wees soos een waterroos. Saai maar met trane, my met blydskap, want jou God is nog steeds op die troon. Want as Jesus jou lot